Nou kyk ons na meetkundige reekse, som van n-terme en som tot oneindig. Teen die einde van die les moet jy kan die somformule korrek gebruik, weet wanneer 'n reeks konvergeer en die som tot oneindig kan bereken. 'n Meetkundige ry het 'n konstante verhouding R. 'n Reeks is waar alle terme van die ry bymekaar getel word. Sn is gelyk aan A 1 minus R tot die mag n op 1 minus R. Sn is die som van n terme, met ander woorde, die antwoord wat ons soek. S10 beteken die som van die eerste 10 terme. A is soos altyd die eerste term, n is hoeveel terme bymekaar getel word. So, as ons S10 soek, dan is n gelyk aan 10, en R is die konstante verhouding. Onthou, vir 'n meetkundige reeks mag R nie gelyk wees aan 1 nie, want dan sal elke opeenvolgende term dieselfde wees. Die som van die eerste n terme. Bereken die som van die eerste 5 terme. 3 plus 6 plus 12 en so aan. A is gelyk aan 3, R is gelyk aan term 2 op term 1 of term 3 op term 2, en dit gee vir ons 2, en n is gelyk aan 5. So nou gebruik ons die somformule, Sn is gelyk aan A 1 minus R tot die mag n op 1 minus R. Deur substitusie kry ons S5 is gelyk aan 3, 1 minus 2 tot die mag 5 op 1 minus 2. Dit gee vir ons 3 en 2 tot die mag 5 is 32, so dis 1 minus 32 en 1 minus 2 is minus 1, so S5 is dan gelyk aan 3 maal minus 31 op minus 1, en dit gee vir ons S5 is gelyk aan 93. Dus is die som van die eerste 5 terme 93. Eenvoudig gestel, 3 plus 6 plus 12 plus 24 plus 48 is gelyk aan 93. Wanneer konvergeer 'n reeks? Nou 'n baie belangrike eksamenkonsep is 'n konvergerende meetkundige reeks. 'n Meetkundige reeks konvergeer slegs wanneer R kleiner as 1 en groter as minus 1 is. Dit beteken R moet tussen minus 1 en 1 lê. Die terme word al hoe kleiner en kleiner. Die som nader 'n vaste waarde. As R kleiner as minus 1 of groter as 1 is, dan divergeer die reeks. Dit beteken die som word al hoe groter of al hoe kleiner tot oneindig, so dit raak oneindig groot of oneindig klein. Verbeel jou, jy laat val 'n bal van 'n 2 meter hoogte. Elke keer as die bal bons, bereik dit die helfte van die vorige hoogte. So die hoogtes is, aanvanklik laat val 2 meter, eerste bons 1 meter, tweede bons 0.5 meter, derde bons 0.25 meter, vierde bons 0.125 meter. Dit raak al hoe kleiner en gaan voort vir ewig. So, die totale vertikale afstand van die bal se beweging is 2 plus 1 plus 0.5 plus 0.25 plus 0.125. Nou, sien ons A is 2, R is 'n half, en omdat R tussen minus 1 en 1 lê, sê ons die reeks konvergeer.
Die formule wat dan gebruik word om die som tot oneindig te bepaal is, som tot oneindig is gelyk aan A op 1 minus R. So as ons deur substitusie die waardes instel, dan kry ons som tot oneindig is gelyk aan A is 2 op 1 minus 'n half. Dit gee vir ons 2 op 'n half, dit gee dan dat die som tot oneindig is 4. So al die bonse van die bal bymekaar getel is 4 meter. So ons weet wat die gewone somformule is. Wanneer n baie groot word en r lê tussen minus 1 en 1, byvoorbeeld sê r is 'n kwart, kan ons kyk wat gebeur. Sê n is gelyk aan 10, dan sien ons dat 'n kwart tot die mag 10 is gelyk aan 0,00000095367. En as ons dan nou vir n nog groter maak, gaan dit 'n nog kleiner getal word. So in hierdie geval, omdat r tussen minus 1 en 1 lê, sien ons dat r tot die mag n nader 0. Dus bly oor som tot oneindig is gelyk aan a en 1 minus 0 is 1 en 1 maal a is a. Dus kry ons dat die teller a is op 1 minus r. Nou wat as r negatief is? Dink aan die springs of shocks van 'n kar. Wanneer die kar 'n spoedwip tref, sal dit opbeweeg, dan af, dan al hoe minder op en al hoe minder af en so sal dit aangaan. So gestel die eerste opwaartse beweging van die kar is 10 cm, dan minus 5 cm af, dan 2,5 cm op, dan weer minus 1,25 cm af, dan 0,625 cm op. So die reeks is plus 10, minus 5, plus 2,5, minus 1,25, plus 0,625, en so gaan dit aan. In hierdie reeks is a gelyk aan 10, en dan r is term 2 op term 1, so minus 5 op 10 gee vir ons minus 'n half, en omdat r tussen minus 1 en 1 lê, konvergeer die reeks. So die som van al die terme, of die som tot oneindig, is a op 1 minus r, deur substitusie is som tot oneindig gelyk aan 10 op 1 minus 'n half. En dit gee dan vir ons 10 op 1 plus 'n half, en as ons dit oplos, dan kry ons som tot oneindig is 10 op 3 op 2, en dit gee vir ons 20 op 3. So die vertikale afstand wat die kar in totaal beweeg het na die spoedwip is 6,67 cm. Typiese eksamenvrae sal wees, bepaal of die reeks konvergeer, bereken die som van n terme, bereken die som tot oneindig, wys dat die som 'n sekere waarde nader en los vir n in die somformule op. In opsomming, onthou die 3 kernpunte. Som van n terme is Sn is gelyk aan a, 1 minus r tot die mag n op 1 minus r. Hierdie formule kan ook geskryf word as Sn is gelyk aan a, r tot die mag n minus 1 op r minus 1. 'n meetkundige reeks konvergeer as r kleiner as 1 en groter as minus 1 is. Met ander woorde, 'n waarde wat tussen minus 1 en 1 lê. Die som tot oneindig word bereken met die formule som tot oneindig is gelyk aan a op 1 minus r. Jy moet altyd eers kyk of 'n reeks konvergeer voordat jy die som tot oneindig formule gebruik. Dit is een van die grootste foute wat in die eksamen begaan word. Like, share en comment vir meer.